Dankie Vader vir die bevestiging van die woord. God bly goed, altyd. En ons gee aan U al die lof, eer, al die aanbidding, Here. En ek bid waar ons nou na die woord toe gaan, Vader, dat hierdie woord sal oopgaan, die vyand niks sal steel nie, laat hy die wyl wat hy getrek het vanmôre vernietig sal word, sodat die waarheid van God kan deurkom. Vandag praat oor die gebeure. Grootste dinge is die FSA, massas vliegtye, massas skepe is daar, lê baie naby in die hawes van Iran. Groot stories deesdae, laatlik is Epstein se gemors wat aan die gang is. Alles word oopgekrap. Die woord van die Here sê die wysheid sal kom, dan kom die einde. Alles sal in die lig kom. God is goed en ons gee aan hom al die lof, al die eer, al die aanbidding. Trump praat ewe skielik baie oor aliens. Ek sê weer wat ek nou al 10 keer gesê, Trump is nie die anti-kris nie. Maar Trump is die voorloper van die dinge van die anti-kris wat geopenbaar moet word. Nou Trump het nou in 'n onderhoud gesê, die aliens wou nooit met Barack Obama praat nie, maar hulle het met hom kom praat. Klink of hy half kens geraak het, maar hy's besig om die hele wêreld bymekaar te kry, hy's baie slim. En hy het dit mooi verduidelik, hy het gesê, wanneer die aliens kom, poef, 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 toe klink dit nogal soos die weggeraap. Want dis wat gaan gebeur. So is hulle besig om ons mensdom mak te maak. My tema vanmôre is pas op, die afval kom baie, baie subtiel. Ons soek groot tekens, maar is nie die groot tekens nie, want alles wat in die Bybel staan, moet gebeur. Ek het daaroor gepraat die laaste 2-3 weke. God se woord, hierdie is God se storie. Hy het hom geskryf. Wat hy geskryf het, sal gebeur. Niemand gaan dit kan keer nie. Alright, so hy praat van die aliens wat die mense gaan wegvat. Dan is daar 'n ding wat ek wil hê julle moet gou saam my kyk. Asseblief liefie daai kaart vir my opgooi. Ek weet nie hoe duidelik is hy hier, laat ek net kyk as ek hierdie ligte afsit. Hou net daai kaart van my daar. Hier's 'n ding besig om te gebeur en ek gaan nou die skrifte vir julle lees. Maar hierdie is geografies al die kaarte wat klaar gemerk is vir die eindtyd. Alright, ons praat nie nou hier van hierbo Groenland nie, ons praat, daai Groenland is deel van dit, heel bo, Amerika, 2, hier in die kant, 3, daar sy verste eilande, 4, Australië, Nieu-Seeland is al 4, is geografies. Die middel van Afrika, as julle kan kyk, is 8, 5 is daai kant bo, elke nommer 10, hy praat van 10 koninkryke, so, hou net hierdie prentjie in gedagte. Kies, nou maak ek soos die ou apostels, ons sit die ligte af, dan gaan ons kerk hou. Daniël 7, lees vir ons vers 24. En die 10 horings, uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan, en 'n ander een sal na hulle opstaan, en hy sal verskillend wees van die voriges, en 3 konings neerwerp. En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste, en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer, luister, om tye en wette verander. Dis besig om te gebeur, tye en wette is klaar besig om te verander. Hulle wil klaar sê, tye gaan verander, die kerk gaan so werk, dit is nou hierdie tyd, alles gaan verander, hulle gaan probeer om die tye en die wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word, gedurende tye en die helfte van die tyd, maar die gereg sal sit, en hulle sal hom die heerskappy ontneem, om dit vir goed te verdelg en te vernietig. Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges, van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Terug by Israel. Alright, ons is heeltemal terug daar. So wat sal gebeur? Vanaf die wegraping kom die groot verdrukking. 3,5 jaar gaan die anti-kris wat ons nie gaan ken nie, gaan dinge, tye, alles wil verander. Hulle is besig met die kerke, ek dink hulle is besig met die 3de kerk wat hulle bou, Christen, Judea,
en moslimkerke gekombineerd. Hulle is klaar daarmee besig. So, hierdie is net 'n bietjie ter inleiding. Openbaring 17 kom, dan praat hy vanaf vers 12. En die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang mag soos konings 1 uur lank, saam met die dier. Nou wil ek hier bysit, die hele Afrika kaart, die hele wêreld kom bymekaar, Amerika, wat het klaar gebeur? Noord-Amerika is klaar ingevat by Amerika. Groenland is hy mee besig, Kanada is hy mee besig, Brasilië, hulle het hulle klaar gevat. Kan julle verstaan wat besig om te gebeur? Hier's 'n een wêreld regering besig om op te staan, 'n een wêreld sisteem, 'n een wêreld geldsisteem. Alles gaan kom, hulle praat van die nuwe Amerikaanse geld, noem hulle die Americano, om al die ouens te kom akkommodeer. Maar onthou nou, ons val onder die United Nations, so European Nations, so ons gaan dalk val onder die Here. Alhoewel ek dink hulle gaan in Afrika hulle eie geldstelsel doen. Hy sê hulle het eensgesindheid en sal hulle krag en mag oorgee aan die dier. Hulle sal teen die lam oorlog voer en die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is geroepe en uitverkore en getrou. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Met ander woorde, al hierdie lande gaan onder een koepel kom. OK. En die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat en haar verlate maak en naak, en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer. En hulle heerskappy in die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Ouens, ons sit met 'n geweldige probleem, dis Ramadan, daar's heidaglik 1.8 biljoen moslems besig om dit te vier. Ons is veronderstel om die 40 dae Christendom te doen. Weet ons van dit? Ek wonder of ons 'n miljoen is wat dit doen. Die moslems is besig om die wêreld totaal oor te neem. Hulle het nou in Engeland, by Oxford, die hele Oxford, is geannexeer deur die moslems. Daar's nie 'n hotel, 'n gastehuis, 'n restaurant, wat nie beheer word deur net die moslems nie. Daar's geen vrou, daar's geen kind nie, dis net moslems. Hulle het gisteraand in New York, het hulle met die vieringe, wat hulle mos maar altyd in Amerika hou, toe die ouens op die square kom, toe skree hulle Allah Akbar oor hulle speakers. Met ander woorde, die hele moslim gemeenskap is besig om die wêreld te oorweldig, en die tragedie is, die kerk het aan die slaap gebly. Tragiese ding van daai kaart, wat ons sien in die middel van Afrika, ek dink nommer 8, Amerika het soveel troepe gestuur Nigerië toe, hierdie week. Daar's soveel troepe in Nigerië. Met ander woorde, die een wêreldregeerstelsel is besig om in plek te val. Alright. Nou wil ek met jou praat oor die afval wat so subtiel kom. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel, te slag, te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Volgende vers in Matteus 10:22. Julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Hier sê, maar wie volhard tot die einde toe sal gered word. Alright, so wat is besig om oor die wêreld heen te gebeur? Christene word al hoe meer gehaat. Hier by ons is dit net optog op optog op optog, dat hulle die ding van die kerke wil uitsort met hierdie regering van ons saam, want hulle sê die kerke is 'n totale klug. En jammer om dit te sê, as ons kyk na die kerk vandag, die invloed wat die kerk het, is die kerke klug. Want ons maak nie 'n duik nie. Tragies. Alright? Matteus 24:13. Maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. En hier kom nou die moeilikheid.
Hier is nou die probleem, wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Lukas sê in 21 vers 19, deur julle volharding moet julle heel lewe in besit neem. Volharding jou lewe vir die ewige lewe. Dis nie 'n walk in the park nie. Ons is nie maar net op pad hemel toe en dink, wel ons gaan dit maak as 'n mog getroffen nie. Nee. Jou volharding gaan maak dat jy die ewige lewe in besit kan neem. Smal is die pad wat na die ewige lewe lei en daar is min wat dit kry. So volhard, endurance. Jy sien, volharding is sy opdrag en ook sy belofte. Hy sê, jy kan volhard. Ons moet asseblief altyd onthou. Die liefde van God, die troos van die Heilige Gees, as jy een van daai al beleef het, as jy daai intense ontmoeting met Christus al ooit beleef het, as jy al neergesak het op jou knieë en gesê het, Here, ek is verlore, red my, dan het jy 'n ontmoeting met die Godheid gehad. As jy nie gekom het op 'n plek van, ek is totaal verlore nie, dan het jy nog nie die ontmoeting gehad. As jy nog te vol van jouself is en sê, wel, ek sit daarom my hele lewe lank in die kerk. Ek gaan daarom sekerlik hemel toe. Dis die slegste ding wat jy doen. Want ons moet seker maak. En daarom as 'n ou die liefde van God ervaar het, wanneer hy die Heilige Gees ervaar het, dan is ek en jy ingetap in God se koninkryk. Met ander woorde, dan kan ons bid, laat u koninkryk kom soos dit in die hemele is, so ook op die aarde. Dan begin jy die koninkryk van God ervaar. Jy begin die koninkryk van God beleef. Jy begin verstaan, wat is die koninkryk van God? Maar wat is besig om te gebeur vandag? Afvalligheid. Die eerste tekens daarvan is 'n gevoel van verlatenheid. Verlatenheid tref al hoe meer mense wêreldwyd. Dis asof jy in 'n mistige, ver weg van 'n realiteit begin lewe. Dis 'n doodsheid in jou hart. Dis 'n leegheid in jou siel. Dis 'n uitsigloosheid. Dis 'n hopeloosheid. Dit gaan net aan. En natuurlik help ons regering dit ook, toe hierdie liewe president gesê het, die BEE sal bly. Hulle sal dit nie wegvat nie. Met ander woorde, ons blanke mense kry 9 keer of 10 keer meer salaris as die swart mense. Al dis sy eie woorde. So ek praat nie politiek nie, ek sê net daai platneus het dit gesê. En daardeur maak hulle ons mense moedeloos. Want hulle vat jou geld, hulle wil dit nou vir hulle gee. En nou begin ons hierdie ding kry van, waar gaan dit alles heen? Daar kom 'n verslaandheid, daar kom 'n teleurgesteldheid, daar kom 'n gevoel van, maar hoe gaan ons dit maak? Hierdie dinge wat nou besig is om te gebeur. Totdat jy terugkeer na God toe. Daniël kom in hoofstuk 9, hy sê in vers 27. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week, met ander woorde 3,5 jaar, sal hy slagoffer en spysoffer laat stop. So die eerste 3,5 jaar gaan hy sê, bou die tempel, hou kerk, julle het godsdienstvryheid, doen wat julle wil, slag die beeste, julle Israeliete, slag die skape, slag die bokke, doen al hierdie goed. Vir 3,5 jaar gaan hy dit toelaat. En dan sê hy, die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde van tyd. En wat, hoor wat sê hy, wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. God het gesê, 3,5 jaar in die groot verdrukking, sal alles goed lyk, ek gaan vrede toelaat, hy gaan 'n vals vrede bring, hy ou gaan sê, man, hy is die beste ding, sinds Ouros mannetjie die eerste prys gewen het. En hy gaan alles reg doen in die oë van die wêreld, en hulle gaan aanbid, en hulle gaan die tempel vul, en op die 3,5 jaar, stap hy in die tempel in, dan sê hy, ek is God, aanbid my.
En dan breek alle hel los in hom. Hier sê God se woorde, wat woes is, dis vasbesluit. Dit sal uitgestort word. Hierdie klink net soos Johannes 10 vers 10, hy het gekom om te steel, verwoes en dood te maak. 2 Tessalonisense 2, sê in vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Ouens, hier kom die tragedie. Ek sal wil hê ons moet vanmôre hierdie kerk se deure sluit. En doodseker maak as jy hier uitstap, het jy 'n ontmoeting met Jesus gehad. Want weet julle wat se tragedie, jy gaan vanmôre hier uitstap. En jy gaan nie seker wees. En jy het nie die waarborg jy gaan môre lewe nie. Alraai. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom. En die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. So hier gebeur twee goed. Voordat die anti-kris opstaan, moet die kinders van die Here eers afvallig word. En ons sien dit. Ons sien hoe mense moedeloos. Ons sien hoe mense nie meer, hulle is belangloos. Mense gee nie meer om nie. Mense is ver, mense hulle gedagtes is ver. Mense het net nie meer 'n saak oor wat gebeur nie. Hy sê die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of 'n voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat om te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is, die kerk. Daar's nog ouens wat nie glo in die weggeraping nie, bly. Kyk of jy hierdie wêreld kan verander. Bly, want jy gaan sterf vir jou geloof. Mits jy natuurlik nie kwaad is vir God, omdat hy jou agtergelos het. En dan sal die ongeregtige, dan sal hy geopenbaar word. Hy, wat die Here met sy die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot nuut sal maak. Met ander woorde, waar die 7 jaar verby is, sal Christus die anti-kris uitkleed. Ons kan spekuleer wie hy is, gaan nie help nie. Die Bybel sê, totdat ons die kerk uit die pad is, sal ons nie weet wie hy is. Maar ek wil vir julle een ding sê, Trump glo ek is 'n voorloper, hy het dit gesê in 'n onderhoud. Hy weet nie of hy hemel toe gaan nie, maar solank hy doen wat God wil hê, hy moet doen. Waarvoor ek hom eer. In dieselfde onderhoud wat hy gesê het, the aliens spoke to me and they go, dieselfde onderhoud sê hy, ask Elon Musk. He is an alien. Toe praat hulle met Elon Musk, toe sê hy, I told you I'm an alien, but you don't believe. Dis nie ge-AI nie. Dis 'n onderhoud. En dis 'n groot grap. Want dis hoe jy mislei word. En dis hoe jy dink jy's gereed om ewigheid in te gaan. Daarom moet ons terugkeer ten volle na God, want die geveg gaan oor een ding. Jou hart. Net jou hart. Sê die woord nie, my kind, gee my jou hart. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die duiwel gaan net vir jou hart. Jou sielste mens. As by jou lewe uitkom, wat uit die hart uitkom, kom uit jou mond uit. Kom ek gee gou vir jou 'n paar skrifte rondom jou hart. 1 Korintiërs 3:16. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?
OK. Jy's die tempel van God. Ek wil die ding nou 'n bietjie mooier verduidelik. En dat die Gees van God in jou bly. Hoor jy wat sê hy? Hy bly. Tot jy besluit jy wil hom nie meer hê nie. Jy kan daai keuse ook maak. Alright? Die volgende vers sê: as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig. En wat staan daar? En dit is julle. Met ander woorde, ek en jy moet heilig wandel en lewe. 2 Korintiërs 6:16 sê. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Nou OK, watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Kan ek nou maar weer vanmôre tot vervelings praat oor die tattoo? Toe ek daar in die teater was 3 weke gelede, toe stry hulle. Toe sê die een vrou, ek gaan hierdie week vir my 10de tattoo. Toe vra die ander vrou, hoekom? Toe sê sy, dis verslawend. Hoor jy die dood wat uit 'n mond uitkom? Waar 'n mens aan verslaaf is jy 'n diensknegt. Dan verval die woord van die Here. As jy die tempel skend, sal God jou skend. Want dis 'n Heilige Gees en 'n Heilige God wat in jou woon. Ons gaan nog bietjie nader kom in hierdie tempel. Want nou klink dit nog lekker ver. En hulle sal vir my 'n volk wees. 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort. Ja, maar kyk jy, ons het verskonings. Hy dink so groot kruis hierso. Jesus. Of hier agter in die nek, Jesus. Nie op die kyk is dit so ander kokkelol gogga wat daar hardloop. En dan was daar iemand se naam wat dood is ingegrafeer. Sê die woord van die Here nie dat die dooies begrawe nie. Kom jy hier en volg my, sê hy. Dis so maklik. Ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort aan God. Hoekom? Want ons is losgekoop. En ek wil hê jy moet raak sien, ek en jy is die tempel. In die Ou Testament was dit eers die tabernakel en toe die tempel. En waar was die tabernakel? Het hom in die tempel ingevat. Oh my goodness. Julle kan so nou en dan die Ou Testament weet. Jy het meer waarheid in die Ou Testament as in die Nuwe Testament. Leer jou iets. 2 Kronieke 5 vers 13. En toe die trompetblasers, die sangers, almal saam eensstemmig begin om die Here te prys en te loof. En net toe hulle die stem verhef met die trompette, so by the way, dis hoekom die shofars geblaas word, hier by die vreemde kerk. En met die simbale en met die musiekinstrumente en met loof die Here want hy's goed, want sy goeie tierenheid tot in ewigheid is die huis van die Here vervul met 'n wolk. En die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. Toe die ark
in die tempel ingaan en hulle verheerlik God, toe kom die heerlikheid van God in die tempel. Toe Christus inkom, is hierdie tempel gevul met die Heilige Gees. En nou kom hierdie Heilige God, en hy kom woon in hierdie tempel. En ewe skielik is hierdie tempel nie myne nie, syne. Nou verheerlik ek God met my hele lewenstyl in ons harte. Onthou, die Satan wil altyd die tabernakel en die tempels verwoes. Johannes 10:10. Op stadiums gaan lees ons, was die tabernakel, die ark, in vreemde hande. Maar waar hy gestaan het, het God geseën. Tot koning Dawid gesê het, hy moet terugkom. Totdat ek en jy sê, Jesus, kom terug. Heilige Gees, asseblief kom terug. Want ek sien iets van God se heerlikheid wat hierdie plek kom vul. Waar U is. Is die kerk se naam Immanuel? Wat beteken dit? God met ons. Leef jy dit? Is God met jou? Is God in jou? Is die blydskap van die Here in jou? Is die heiligheid van die Here in jou? Efesiërs 3, vers 17. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Jy sien, as hy die hart beheer, is die liefde outomaties daar. Is die kritiek outomaties nie daar nie. Is die vingerwys nie daar nie. Is geskinder nie daar nie. Is daar afpraat, slegpraat, afbreek nie daar nie. Dan aanvaar ek jou soos Christus jou aanvaar het. Ek het jou lief met al jou tekortkominge, ek het jou lief met jou foute, want hy het my so lief. Hy het nie eers vir my gesê, wai, kom ons al gou hierdie ding, ons werk, wat het hier gebeur? Hoekom jy dit gedoen? En nee, hy sê, kom soos jy is, ek het jou lief. Hoe maklik is dit? Nooi hom in. Ek nooi u in, Here. Kom net in, asseblief. Die Satan wil jou hart besoedel, want dis waar die Heilige God woon. 'n Goeie voorbeeld van die duiwelse invloed het ons gesien met COVID. Sal altyd terugvoeter. So by the way, Epstein het COVID ingestel. Van doen jou huiswerk. Geld mag kromp. Wat stom is. Of regheid wat stom is. Noem jy dit net wat jy wil. Wat het met soveel miljoene mense gebeur in COVID? Wat ons het met baie gepraat, daarom nie met miljoene nie, maar met baie. Hulle het hulle smaak en hulle reuksintuie verloor. Dink van ons eie mense daarvan getuig. 6 maande, 'n jaar, selfs 2 jaar, kon hulle niks proe nie. Iets waarvoor hulle lief was, kon nie meer proe nie. Dis as gevolg van die gemors wat hulle vir ons gegee het. Right, en daai mense was in 'n stryd, want Hemel, nou kan ek nie meer my lekker ou skaapchoppie eet nie, en ek eet hom jou. Dis nou net die vet af aan te hoor. Nie alles nie, maar darm. En daai mense was verslae oor wat gebeur het met hulle, maar hoe kon ek my reuk en my smaaktuig verloor? Jy sien, hierdie is deel van die wêreldorde, dis hoe hulle hierdie dinge werk. En dan kom jy op 'n plek ergens, terwyl jy weer met daai mense praat, 'n jaar en 'n half, 2 jaar later, sê hulle, wow, het 'n amazing ding gebeur. My smaak en my reuk is terug. Ek is so dankbaar. Maar jy sien, terwyl jy in daai situasie is, kom daar hierdie gevoel van, waar's God? Hoekom laat hy hierdie goed toe? En ons is vandag presies daar. Waar's Jesus?
moes hy ons nie al kom haal het. Moes die kerk nie al weggevat word. Dan raak ons opstandig, dan raak ons kwaad, dan vra ons vra. Dan sê ons, Here, maar het U van ons vergeet? Nee, sê hy, moenie die dag as vertraging ag. Want God is nog steeds genadig dat sommige mense gered moet word. Verlatenheid is 'n goeie voorbeeld. Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Verlatenheid oorweldig die mens. Verlatenheid maak die mens verslaaf. Ouens, het julle al gekyk op die hoekse strate? Ons jong mense met 'n bordjie en 'n bakkie. Het julle al gesien hoe verslaaf is daai mense? Ek wens ek kan hulle almal help, ek kan nie. Nie een van ons kan. Maar sien nie daai verslaandheid, daai verlatenheid. Staan daar eenkant teen 'n pilaar. Kan iemand dalk net vir my iets gee? En dan is daar natuurlik nog mense wat dit uitbrei, byt. Het al gesien. Hulle bied hulle geld om hulle lywe te verkoop. En hulle is desperaat, hulle doen. Daar's 'n verlatenheid, daar's 'n verslaanheid in hierdie wêreld wat besig is om die wêreld te oordonder. Maar wat is die teenoorgestelde van dit? Eden. God se tuin van volmaaktheid, God se voorsiening. Dis sy Eden, sy oorvloed, sy bonatuurlike ingrype. Dink bietjie aan daai bruilof te Kana, die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, Johannes 2 vers 1. En hiermee gaan ek afsluit. En op die derde dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie. Met wie praat sy? Met die hoogste gesag. Met wie praat jy? Is jou God die God van die hoogste gesag? Hardloop jy met jou goed na hom toe? Of hardloop jy na jou buurman toe, help my? Hardloop jy na die volgende ou te help my? Of hardloop jy na die hoogste gesag? Hier's 'n paar lesse te leer in hierdie stukkie. Jesus sê vir haar vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Ouens, ons uur het ook nog nie gekom. Maar daarom wil ek jou vanmôre waarsku, pas op vir die afvalligheid. Want ons is in die uur van afvalligheid. Hy's baie subtiel besig om te maai onder die mense. En sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. Wat sê God se woord vir jou en vir my? Net wat hy sê, moet ons doen. Jy het nie 'n keuse nie, jy moet dit doen. Jy het 'n keuse, jy kan dit nie doen nie. It's fine. Maar jy gaan die prys betaal. Maar as hy sê, wat hy vir julle sê, dit moet julle doen. Wat God deur sy gees vir jou en vir my sê, moet ons doen. Gehoorsaam my. Gehoorsaam. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Ek weet nie, is 140 gallon water as ek dit nie mis het. Dis veel is 140 gallon in liters. Kom julle slim man. Mal 5, is ek reg? So ons praat van so 800 liter, naaste my. Nie jou kalkulator uithaal of jou selfoon nie, asseblief. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, hulle tot bo toe vol gemaak. Leer 'n les. As die Heilige Gees kom, sal strome van lewende water uit jou uitvloei. Met ander woorde, jy gaan oorloop. Right. Hy sê en hulle skep nou uit en bring vir die hofdienaar, en bring dit vir die hofdienaar, en hulle het dit gebring. En toe die hofdienaar die water proe, wat wyn geword het, en hy nie geweet het waarvan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. Roep die hofdienaar die bruidegom. Wie is die bruidegom? Christus. Ons is die bruid. En hy sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte.
Maar U het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Ons gaan deur die slegte. Ons is verslaaf. Ons voel verlaat. Maar hy het die beste gelaat vir laaste. Hy het die heel beste vir jou en vir my. Feit van die saak is, wil jy die heel beste hê? Hierdie ouens op die troue was heel verboureerd. Hoe kan jy 'n troue doen? Hoe is jou beplanning? Hoe kan jy reël? Daar's nie eens genoeg wyn nie. Ons het aansien, julle weet. Wat gaan die mense sê? Dis jou probleem daai. Jy steur jou te veel in die mense. Steur jou aan God. Steur jou net aan God. Mense gaan altyd fout kry. Mense gaan altyd iets soek om jou te kap. Hulle gaan altyd iets kry om jou op te trap. Hulle gaan altyd die vinger wys wat die Bybel sê, wat hulle jou van beskuldig is self aanskuldig. Vieslik, né? Dis vieslik. Mense is vieslik. Maar weet jy wanneer word jy mooi? As Christus inkom. Dan word jy mooi. So hierdie ouens is bekommerd die wyn, wat gaan die ouens in die lied sê, wat gaan hierdie ryk ouens sê, is nie wyn gehad nie. Maar heerlikheid nog slegter, jy gee slegte wyn vir die mense. Man, jy's so swak. Jy's swak. Gee vir hulle slegte wyn. Jy's synig. Ons is in hierdie proses, ouens. God wil oorvloed. God gaan die beste gee. God het die beste vir laaste. God vat ons deur hierdie woestyn, en in jou woestyn wil ek hê, jy moet die oase sien. In jou woestyn wil ek sien, jy moet die tuin van Eden sien. Perfek. Hy vat ons terug soontoe. Klink nie of julle dit glo nie, maar ek weet ek is op pad soontoe. Ek is op pad na sy beste. Alraai. Hierdie eerste van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen. Hoor wat sê hy. Hy het sy heerlikheid geopenbaar. En sy disippels het in hom geglo. Ek is 'n tempel van die Heilige Gees, die heerlikheid van God in my. Die volgende wat my te doen kry, het met Jesus te doen. Wat ek sien, God se heerlikheid in jou. Wat sien mense? Sal hulle met jou werk. Wat kom uit jou mond uit? Jy hierdie bitterbek. Altyd negatief, altyd kwaad, altyd foutsoekerig, altyd foutvinderig. Ek draai weg want ek wil nie daai Here dien nie, ek soek hom nie in my lewe nie, want daar's genoeg in hierdie wêreld van dit. Ek wil Christus in jou sien. Want ek wil soos hy wees. Hoekom? Want ek wil sy heerlikheid in my hê. En dan kan ek daai heerlikheid oordra in 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. Christus se bonatuurlike krag kom ons tekortkome tegemoet. Romeine 6 vers 4 sê: Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur wat? Die heerlikheid van God. Die heerlikheid van God. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees en die heerlikheid van God moet in jou woon. Ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Vanmôre doop ons 'n klomp mense. En ek loof die Here daarvoor. Maar ek wil jy moet vanmôre besef, as jy in hierdie doopwater ingaan, is jy dood saam met Jesus Christus. Jy word saam met hom begrawe. Jy word saam met hom opgewek, sodat die heerlikheid van God in jou kan woon. Maar as jy deur hierdie doopwater gaan, en jy gaan dood, en jy staan op, en jy stap hier uit, en jy sê, man, ek gaan my sigaretjie nog steeds light. Waar is die heerlikheid van God? Moenie dink die rook maak 'n wolk van getuie om jou. Dis 'n aanklag. Ouens, as jy deur hierdie doopwater gaan, is jy klaar. Want God wil sy heerlikheid in jou sit. God wil vereer word. God wil verheerlik word. God wil gesien word. God wil ervaar word.
Smaak en reën, reuktuig, God wil geryk word. Smaak en sien, sê die Here, dat God goed is. Nie smoke a Texan and spit a hole in a pavement. Ek was daar. Wat 'n smaak. Ja. Dan staan ek langs so 'n hospitaalbed en hulle slê oop en sê jy moet nie, kyk hoe lyk jou longe van die rook. Dan sê ek weer, dis wat sonde doen. God wil in jou woon. Laat hom toe. Op sy voorwaardes. Laaste skrif in 2 Korintiërs 3:18. Terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante. Ons word elke dag verander en vernuwe na dieselfde beeld van Christus, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. God verander jou. Al wat jy sê, is my hart. Here, ek kan niks verander nie. Ek het al baie keer probeer. Ek het al te veel kere probeer. Ek het vir jare ophou drink. Ek het vir jare dit. Ek het vir jare, maar as ek myself kry, is ek maar weer daar. Nee. Hier kom ek by 'n punt van totale oorgawe. Hier's my hart, Here. Doen wat U wil. Hiervoor is ons bang. Want hy gaan dalk iets snaaks doen. Doen nie 'n snaakse God. Ons dien 'n God van heiligheid. Ons dien 'n God van heerlikheid. Die transformasie van jou, my karakter sal plaasvind net omdat God se heerlikheid in ons is. Net daaroor, net hieroor. Net terwyl ons met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou. Met ander woorde, ek aanskou God se heerlikheid. Dan word ek van gedaante verander na daai selfde beeld. Hierdie God wat ek sien, ek word daai beeld. As jy 'n kind is, wil jy graag soos pa wees. Ek hoop jy was 'n goeie pa. My dogters het altyd gesê ek wil 'n man trou soos my pa. En dit was vir my genoeg. Maar ek het baie dae gesê, ek val heeltemal. Maar God is goed. En ek en jy word verander na dieselfde beeld van God se heerlikheid, na God se heerlikheid, as deur die Gees. As deur die Here, wat sy Gees in ons sit. Ons kan nie sonder die Heilige Gees. En ons het vandag meer as ooit die tuin van Eden in ons lewens nodig. Die tuin van sy heerlikheid, die tuin van sy genade, waters wat vloei uit sy troonkamer uit. Ons het 'n groter teenwoordigheid van Christus in ons lewens nodig, meer as ooit. Ons het 'n groter manifestasie van die Heilige Gees in ons lewens nodig. Ek wil vanmôre 'n Engelse gebed lees. Want ek gee aan 'n ou eer vir sy gebed. Maar ek wil vanmôre vir jou vra. Here, ek wil my hart gee. Onvoorwaardelik. Dan gaan ek jou vra net om op te staan. Ek wil die gebed saam met jou bid. Want ek sluit myself by hierdie gebed heeltemal. Maar enigiemand is wat sê, bid hierdie gebed oor my. Dankie. Dan gaan ek hierdie gebed nou lees. Ek gaan vra almal se oë toe. Nie vanmôre nodig om te kyk wie staan nie. Hierdie is 'n saak tussen elkeen van ons en God. Hierdie gebed sê, Vader in Eben Spanneberg sluit homself hierby in. Father, Jesus, Holy Spirit, I receive your glory into my being. I receive the glory that fills the oceans, the glory that sustains the sun.
I receive the glory that raised Christ from the dead. I pray that your Eden glory would fill my heart, my soul, my mind, and my strength. I am your temple, Lord. Come and fill your temple with your glory. I also pray that your Eden glory would shield me against all forms of desolation, of valligheid, coming over my life. I renounce every agreement I might have made with desolation. Every agreement, large and small. I choose you, God. I renounce the falling away, and I choose you. Regardless of how I feel, I choose you, Lord. You are my God and Savior. I pray that your Eden glory would fill my life, restoring me, renewing me, granting me supernatural endurance and resilience. I also invoke your Eden glory over my life as a shield, over my household and domain. I invoke your glory, your love, your kingdom as my constant strength and shield. In the name of the Lord Jesus Christ, ruler of heaven and earth. Thank you, Lord. Vader, en vanmôre het ons voor u gestaan. En ek dank God, ek glo, dis u gees wat ons gedring het. Nie gedreig het nie, nie gemaak het nie, maar wat hierdie begeerte in ons hart gesit het. Ons staan vanmôre voor u en ons vra vanmôre dat die heerlikheid van Eden terugkeer na ons lewens. Want daai was 'n staat van volmaaktheid waar God met Adam gewandel het. Ons begeer dat u weer so met ons sal wandel. Dat ons so u stem sal hoor. Daardie aand toe u gesê het, Adam, waar's jy? Dat ons nooit sal wegkruip nie, ons sal sê, hier's ek, Here. Hier's ek. Ek soek die volheid van God. My hart behoort onverdeeld net aan u. Beseël ons met die goddelike Heilige Gees. Vader, is my gebed in Jesus se naam. En ek dank u daarvoor. Amen. Baie dankie julle ouens.